Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Ons kyk vandag na 2 Samuel 23. Ons kyk na ware liefde en opoffering. Maats, 2 Samuel 23 vertel van Dawid se dapper krygers, manne wat uit liefde en lojaliteit vir hom ongelooflike dinge gedoen het. Dawid het op 'n stadium in 'n grot geskuil omdat die Filistyne die stad Bethlehem beset het. Hy het uitgeroep, as ek maar net 'n bietjie water kon kry uit die put by die stadspoort van Bethlehem. Sy 3 dapper krygers het dit gehoor en onmiddellik op 'n gevaarlike missie gegaan. Hulle het deur die Filistyne se kamp gebreek, water uit die put geskep en dit teruggebring na Dawid. Maar toe Dawid die water kry, het hy iets verrassends gedoen. Hy het dit nie gedrink nie. Hy het dit as 'n offer vir die Here uitgegooi en gesê, hoe kan ek dit drink? Dit is soos die bloed van my manne wat hulle lewens in gevaar gestel het. Dawid het besef hoe kosbaar hierdie daad van liefde was en dat dit 'n teken van ware opoffering was. In plaas daarvan om dit vir homself te hou, het hy dit aan God gegee. Kom ek vertel vir julle 'n storie van Emma en haar kosbare sjokolade. Emma het 'n groot liefde vir sjokolade en eendag het sy 'n spesiale sjokolade van haar ouma afgekry. Sy het dit veilig in haar kamer weggesteek, want dit was haar gunsteling. Later daardie dag het haar jonger boetie baie hartseer van die skool afgekom. Hy het gehuil omdat sy beste vriend nie meer met hom wou speel nie. Emma het besef dat sy iets kon doen om hom beter te laat voel. Sy het haar sjokolade gevat en dit vir hom gegee. Sy het gedink, ek is baie lief vir hierdie sjokolade, maar ek is nog liewer vir my boetie. Hy het opgehou huil en haar 'n groot drukkie gegee. En Emma het besef dat dit baie beter gevoel het om iets vir iemand anders te doen as om net aan haarself te dink. Net soos die krygers vir Dawid iets kosbaars gebring het, het Emma haar gunsteling sjokolade opgeoffer vir iemand wat sy liefhet. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat ware liefde gewys kan word deur opoffering. Die 3 krygers het nie aan hulle self gedink nie. Hulle was bereid om vir Dawid 'n gevaarlike taak te doen. Tweedens is ware liefde en opoffering 'n manier om aan God terug te gee. Dawid kon die water gedrink het, maar hy het verstaan dat dit iets kosbaars was. Hy het dit as 'n offer aan God teruggegee. Die 3de les is dat ware liefde gewys moet word en nie net oor gepraat moet word nie. Die krygers het nie net vir Dawid gesê hulle respekteer hom nie. Hulle het dit gewys deur wat hulle gedoen het. En laastens moet ons onthou dat Jesus vir ons die grootste opoffering gemaak het. Net soos die krygers hulle lewens in gevaar gestel het vir Dawid, het Jesus sy lewe vir ons gegee. Die vers wat ek graag saam met julle in hierdie week wil stuur, is 2 Samuel 23 vers 16. Toe het die 3 helde deur die kamp van die Filistyne gebreek en water uit die put by die stadspoort van Bethlehem geskep en dit na Dawid toe gebring, maar hy wou dit nie drink nie. Hy het dit as 'n offer aan die Here uitgegooi. Daar sy maats, het iemand al iets vir jou opgeoffer? Hoe het dit jou laat voel? Het jy al ooit iets vir iemand anders opgeoffer sonder om iets terug te verwag? Dawid se dapper krygers het gewys dat ware liefde en lojaliteit beteken om iets vir ander te doen, selfs al is dit moeilik. Dawid het hulle liefde erken en dit aan God teruggegee. Jesus het vir ons 'n nog groter opoffering gemaak. Hy het sy lewe vir ons gegee. Omdat hy ons eerste lief gehad het, moet ons ook liefde wys deur vir ander om te gee. Tot volgende keer. Totsiens!